Goeiemiddag, dit is Johan Spies hier en ons is besig met ons reeks wat handel oor wie die waarheid van God verander het in 'n leuen. Hierdie gedeelte kry ons uit Romeine se eerste hoofstuk, die laaste paar verse, en ook in 2 Tessalonisense 2. Vandag gesels ons verder in hierdie reeks. Ons het begin hierdie hele reeks om te gesels oor die Bybel en leuns. Toe het ons die Bybelse waarheid bestudeer, daarna het ons Israel en leuns bestudeer. Ons het oorbeweeg na meer wetenskaplike gedeelte en selbiologie bespreek. Toe het ons evolusie bespreek. En vandag kom ons by leuns wat bestaan oor geslagtelikheid. Hierdie onderwerp gaan in 2 gedeeltes behandel word. Vandag is die eerste gedeelte oor wat is geslagtelikheid en hoe word geslagtelikheid bepaal. En volgende week gaan ons kyk na homoseksualisme en hoe die rol wat geslagtelikheid daar ook speel. Dan eindig ons die reeks oor die invloed van evolusie op geloof. Toe ek oor evolusie gepraat het, het ek na baie van hierdie punte verwys, maar ek wil die hele storie net saamvat om dit te wys waar als vandaan kom en eintlik terugverwys na die begin, waar ons gesien het dat die duiwel die vader is van die leuen en dat dit as gevolg van die duiwel is wat hierdie leuns bestaan. En daarom wil ons hierdie dinge bestudeer, want jy moet jou vyand beveg. En ons wil hê dat die wêreld van die waarheid bewus moet wees, 'n wêreld wat al hoe verder en verder wegdwaal van die waarheid af. Geslagtelikheid is iets wat wyd verspreid is. Jy kry dit selfs onder plante. En as ons kyk na die broodboomfamilie, dan sien ons aan die linkerkant die keel van 'n manlike boom en regs 2 keels van 'n vroulike boom. Gewoonlik is die manlike keel langer en dunner, duidelike verskille, en hier is dit bloot 'n geen wat die geslagtelikheid veroorsaak. So selfs by plante kry ons verskillende geslagte. Kry ons 100 verskillende geslagte? Gewoonlik nie. Ons kry gewoonlik 'n manlike boom of 'n vroulike boom. By sekere spesies werk dit heeltemal snaaks. Ons sien byvoorbeeld hier by waterskilpaaie, as die temperatuur hoog is, word daar net mannetjies gevorm. 1 beteken net mannetjies. Soos temperatuur daal, word daar al hoe meer wyfies gebore. En as dit koud genoeg is, word daar net wyfies gebore. By akedus werk dit presies die teenoorgestelde. In 'n koue omgewing net wyfies, en na mate dit warmer word, al hoe meer mannetjies. En dan kry ons die interessante een by die alligator, die verwant van ons krokodille, dat hy deur 2 fases gaan. By koue is dit net wyfies, dan kry jy al hoe meer mannetjies. By 'n gemiddelde temperatuur, en as die temperatuur verder daal, dan begin jy weer net wyfies kry. Daar is sekere spesies wat nog erger as dit is. Daar is spesies soos 'n mens kry die sleutelgat slakkie wat hier by die seegebiede voorkom. Dit is so 'n klein skulpie met 'n gaatjie bo-op. Nou die slakkie, as hy teen die rots vassuig, ek sê hy, dan is dit eintlik 'n sy. Want as hulle teen die rots vassuig, dan word hulle wyfies. As die rots volgepak is en hulle sit aan ander slakke vas, dan word hulle mannetjies. So jy kan sien, verskillende dinge kan geslagtelikheid beïnvloed. By die mens is die groot ding wat geslagtelikheid beïnvloed die kromosoomsamestelling. Ons sien hier kromosome 1 tot 22. Dit is, hier word net 1 aangedui, dit is eintlik 22 verskillende kromosome. Jy kry 22 van jou vader en 22 van jou moeder, so jy het 44 kromosome wat jy jou pa en ma se eienskappe van oorerf. En dan kry jy hierdie 2, die X en die Y. Die X kry jy van jou ma af. Dit is net jou ma kan hom vir jou gee.
Jou pa kan vir jou of 'n X of 'n Y gee. As hy vir jou 'n X gegee het, gaan jy vroulik wees. As hy vir jou 'n Y gegee het, gaan jy manlik wees. So 'n man het 'n XY kromosoom samestelling en 'n vrou het 'n XX kromosoom. So die mens is so geskape dat jy die twee geslagte kry. Nou kan ek dadelik hoor hoe mense te kere gaan daaroor. Jy kry iets wat genoem word intersex. Maar intersex is iets wat so skaars is, dat dit nie nodig is om 'n uitsondering daarvan te maak nie. Wat jy soms kry, is 'n persoon met XX kromosome, wat uiterlik manlike geslagsdele het. Net so kry jy die teenoorgestelde, waar daar uiterlik vroulike geslagsdele is, maar die persoon het 'n XY kromosoom samestelling. Hier is dit as gevolg van sekere hormone wat op sekere tye afgeskei word, wat hierdie dinge veroorsaak. Hierdie gevalle is egter uiters skaars. Die syfer wat ek hier het is 'n baie hoë syfer, en dit is dat dit by omtrent 1 in 2000 geboortes voorkom. Die mees algemene tipe wat jy kry, is dat dit nie net testis is wat ontwikkel nie, maar dat dit ovotestis is, en dit kan uitwendig of inwendig wees. Met ander woorde, dit is 'n gedeeltelik ovarium, gedeeltelik testis, en dit is die mees algemene toestand. Ek het ruk lank in groot hospitaal in die Kaap gewerk, en ons het daar 'n professor gehad wat hierdie tipe gevalle bestudeer het, en hy het heel wat werk gedoen. Hy het op daardie stadium die grootste versameling gehad van mense wat hierdie, kom ons noem dit maar, kromosoom abnormaliteite gehad het. Maar daardie persoon was gewoonlik, wou hulle die geslag wees waarvolgens hulle groot gemaak is. So dit het 'n groot rol op hulle gespeel. As ons egter kyk na die syfers wat versprei word deur hierdie alfabet organisasie wat omtrent al die letters van die alfabet plus 'n plus by het, dan kry ons 'n baie hoër syfer. Hulle sê dat 1,7% van die bevolking het sulke probleme. Wat hulle egter doen, is om enige hormoonwanbalans in te gooi as iemand wat hierdie probleme het. Enige iemand wat vinniger of stadiger geslagtelik ontwikkel as ander, word hier ingegooi. Dan is daar sekere hormoonafwykings wat hulle bygooi. Hulle gooi sekere genetiese probleme, gooi hulle ook daarby. Ek verwys hier spesifiek na Klinefelter syndroom. Dit is 'n man wat gebore word met 2 X-kromosome en 'n Y-kromosoom. Baie van hierdie individue lyk heeltemal normaal, en jy gaan niks in hulle sien nie. Party van hulle het wel die neiging om borste te ontwikkel tydens puberteit, maar deur 'n hormooninspuiting word dit teengewerp en hulle ontwikkel as normale mans. Dan is die grootste ironie vir my, dat hulle ook Jacobs syndroom, of hulle spreek om gewoonlik Engels Jacobs syndroom, mense ook byvoeg, wat XII is. Daar is geen tweeslagtigheid in daardie persoon nie. Vroeger daar is daar beweer dat persone wat XII is, meer aggressief is, en dit is 'n studie wat gedoen is, wat gevind is dat 'n redelike groot hoeveelheid massamoordenaars hierdie samestelling gehad het. Van die sielkundige kant af is daar egter gesê, dat dit nie gesê mag word nie, want dan voel mense met XII, hulle moet moord pleeg. Dit is vir my ook 'n redelike absurde storie. As 'n mens bewus daarvan is dat jy die potensiaal het om meer aggressief te wees, dan moet daar in jou grootmaakproses gekyk word, dat jy so groot gemaak word, dat jy ander gebiede kry om jou aggressiwiteit in uit te leef, dat jy dit op die regte manier kan openbaar. Maar so
baie van hierdie 1,7% wat hulle sê wat interseks is glad nie interseks nie. Dit is bloot afwykings wat voorkom. Dit is onderontwikkeling van byvoorbeeld die manlike geslagsorgaan, veral die testis, wat dan minder hormoon produseer, sulke dinge. Dit is als dinge wat reggestel kan word deur inspuitings. En as ek praat van reggestel, daardie persoon is 'n man. Dit is nie 'n man wat 'n vrou wil word of 'n vrou wat 'n man wil word nie. Dis waaroor ons volgende week gaan gesels, dit plus homoseksualisme. So, 'n man het 'n man het 'n X en 'n Y kromosoom, 'n vrou het 2 X kromosome. By voëls werk dit anders. Daar het die mannetjie 2 soortgelyke kromosome en die wyfie het 2 verskillende kromosome. Daar word nie gepraat van 'n X en 'n Y nie, maar wel 'n W en 'n Z kromosoom wat by die voëls voorkom. So u kan sien dat geslagtelikheid word bepaal. Daar is afwykings, maar die afwykings kom in 'n baie lae frekwensie voor. So waarom die hele wêreld op loop gejaag moet word en voorsiening moet maak vir hierdie individue, weet niemand nie. Of daar is mense wat weet, maar ek wil dit liewer nie weet nie. Dit bring ons by die skepping. En ek wil nie uit Genesis 1 lees nie. Ek verwys na waar Jesus aangehaal het, waar hy die Bybel aangehaal het, en omdat Jesus God is, hy is die seun van God, maar hy self ook God, hy was ook mens gewees, hy is ewig mens en ewig God, en daarom maak ek van sy woorde gebruik, want ek glo dat hy die waarheid praat, veral omdat hy die waarheid is. Ons lees in Johannes dat hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kan na die Vader gaan behalwe deur my nie. So Jesus is die waarheid. En daarom wat hy sê is die waarheid. En hy het gesê, het julle nie gelees dat hy wat julle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? En gesê, om hierdie rede sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees, sodat daar nie meer 2 is nie, maar 1 vlees. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Dit bring my sommer by die onderwerp van egskeiding. Hier sien ons dat dit iets is wat verbied word, maar die belangrike gedeelte is, dat van die begin, en Jesus was teenwoordig met die skepping, lees gerus Kolossense, as ek reg onthou is dit 1 vers 18, en jy sal sien hy was teenwoordig. So, hy was in die begin teenwoordig en hy het gesien, dat die Vader man en vrou gemaak het. Waar kom die mensdom aan hierdie honderde verskillende dinge wat hulle deesdae sien? Kom ons gaan verder. As 'n forensiese deskundige 'n geraamte kry van iemand wat baie jare gelede dood is, en hulle bestudeer daardie geraamte, en hulle kyk na die bek en been, dan gaan hulle vir jou kan sê, hierdie was 'n man of hierdie was 'n vrou. Dit is nie net die geslagsorgane nie, dit is die bouvorm wat ook verskil. Die bekken is anders gevorm, die bekken is gevorm om 'n baba te kan dra. Jy kry daar ook jou breekdeel van 'n persent wat anders is. Maar moet jy vir daardie breekdeel van 'n persent die nie meer as 99% oorboord gooi? Dit is nie wat God gemaak het nie. As jy kyk na hierdie ander verse waarvan ek net die verwysings gee, dan word daar ook genoem hoekom God die mense as ook die diere verskillende geslagte gegee het. Hulle het verskillende geslagte gekry sodat hulle kan voortplant. En volgende week gaan ons daarby stil staan. Maar wat ek vandag vir u wil probeer vertel, is dat God het 2 geslagte gemaak. Hy het man en vrou gemaak. Ek het reeds genoem, daar is sekere uitsonderings. Maar die uitsondering is nie dat jy 'n sekere geslag het, maar jy wil die ander geslag hê nie. Die oomblik as jy dit het,
is dit nie omdat daar 'n fout met jou geslag is nie. Dit is omdat daar 'n fout met jou denke is. Jou denkpatroon is verkeerd. En vir diegene wat my nou wil kruisig hieroor, dink mooi na. Ek het net nou verwys na die forensiese deskundige wat vir jou kan vasstel of dit 'n man of 'n vrou was. Hulle kan selfs verder gaan en vertel of as dit 'n vrou is of die vrou kinders gehad het of nie. Maar terug na wat ek wil sê. Kan daardie forensiese deskundige vasstel aan watter kerk jy behoort, watter denominasie? Dit kan nêrens in jou gesien word nie. Want dit is 'n besluit wat jou brein neem, wat vir jou sê jy assosieer met daardie denominasie en jy kom daardie beste klaar. Gaan daai forensiese deskundige kan sien aan watter politieke party jy behoort? Nee, dis 'n wilsbesluit wat jy geneem het. Net so as ons kom by geslagtelikheid. God het 2 geslagte gemaak. As jy die ander geslag wil wees, of as jy jou verbeel jy's halfpad die ander geslag, dan is dit jy wat dit dink. Dit is nie wat God jou gemaak het nie. Ek verwys terug na Jeremia 1 vers 5 waarna ek al so dikwels verwys het. Voordat ek jou gevorm het, het ek jou geken. Psalm 139, ego dieselfde boodskap. Lees gerus die hele Psalm 139, dis 'n fantastiese psalm om te lees, wat jou wys hoe die hele skepping in mekaar steek. Dis wilsbesluite wat jy neem. Jy kan nie sê dat dit God se skuld is dat hy jou so gemaak het nie. God het jou gemaak met 'n spesifieke doel voor oë. As jy 'n man is, hy het jou 'n man gemaak, maar jy voel verfynd en jy het sekere vroulike eienskappe, het God jou dalk so gemaak, dat jy meer empatie met mense kan hê, en dat jou roeping in die lewe is, om met mense te werk, sodat jou empatie na vore kan kom, en jy aan hulle die regte graad van simpatie kan bewys. Dis nie dat jy van geslag moet verander nie. Net so as jy 'n vrou is, en jy's groot en grof gebou, God het jou met 'n spesifieke doel so gemaak. God wil jou iewers gebruik. Moenie gaan teen God se wil nie. Die Bybel vertel vir ons jy oortree as jy teen God se wil optree. God het jou op 'n unieke wyse gemaak, omdat hy jou op 'n unieke plek, in 'n unieke situasie wil gebruik. Hy het jou op 'n sekere plek in hierdie wêreld geplaas, omdat hy wil hê, jy moet daar vir hom werk. Maar doen ek en jy dit? Het ons eerstens vrede gemaak met die wyse waarop God ons gemaak het? Of steur ons nie daaraan nie? Jy moet, want God wil hê, jy moet iets vir hom doen. So jy moet eerstens aanvaar dat hy jou met 'n doel op hierdie aarde geplaas het. Jy's nie doelloos hier nie, jy's nie iets wat toevallig gebeur het nie, jy het nie sommer net gebeur nie. God het 'n doel gehad waarom jy op hierdie aarde is. Het jy al ooit vir God gevra wat jou doel op aarde is? Het jy vir hom gevra wat hy wil hê jy moet doen? Die fout wat baie mense maak is hulle dink as jy 'n Christen is of jy wil evangelisasiewerk doen, dan moet jy 'n evangelis wees, jy moet 'n predikant of 'n pastoor wees. God kon jou gemaak het dat jy op 'n ruwe plek werk. Kom ons sê in die swakste omstandighede in een of ander fabriek waar kragtige spiere en so nodig is. Maar God kon jou daar geplaas het, dat jy daar as Christen moet leef, dat jy ook daar sy lig moet uitstraal, dat ander mense moet begeer om soos jy te kan wees, want hulle sien die liefde van God in jou. Sien mense in jou die liefde van God? Of jak jy links en reg mense af? Is jy voortdurend kwaad en storm oor mense, stoomroller mense? Dis nie wat God wil hê nie. So,
As jy hierna luister, doen 3 goed as jy dit nog nie gedoen het nie. Punt nommer 1. Vra vir God, wat is sy doel met jou op aarde? Punt nommer 2. Vra vir hom, wat wil hy hê, moet jy doen met die wyse waarop hy jou geskape het. En dan die laaste, maar nie die minste nie, is doen dit wat God se opdrag is aan jou. Jy moet nie doen wat jy wil doen nie. Jy moet doen wat God wil hê jy moet doen, en dan behaag jy hom. Dit is hoe jy die vrug van die Gees verkry, deur te doen dit wat God se wil is. Hemelvader, ons het vandag oor 'n moeilike onderwerp gepraat. Here, daar is soveel mense wat probleme het in hierdie gebied. Maar U stel dit duidelik aan ons, dat U 2 geslagte gemaak het. U het man en vrou gemaak. Here, help ons dat ons kan aanvaar, dat watter geslag U ook al vir ons gegee het. En Here, help ons dan ook om te sien wat is die doel, hoekom U ons so gevorm het. En laastens, Here, lei U ons dat ons U opdrag aan ons, U doel wat U met ons lewe het, dat ons dit sal uitleef. Help elkeen wat hierna geluister het. Ek vra U om met elkeen te wees en elkeen te ondersteun en elkeen die krag te gee om U stryd te stry hier op aarde. Ek vra dit in die naam van ons enigste verlosser, Jesus Christus. Amen.